wat ek geleer het ook in hierdie reis is om te besef jy is gelukkig terwyl jy gelukkig is. Jy vat jou vrees saam met jou, dit is daar in jou rugsakkie en in jou tas, maar jy kan deur die vrees, saam met die vrees, lewe en 'n mate van vryheid kry. Wat oorbly van my lewe en my tyd en my energie wil ek bestee nie op besittings nie, maar op ervarings. Ja, ek klink soos uit die selfhelpboekies. Nee, ek klink soos 'n boeddhis. We're wrinkled, we're crinkled, we're bionic through and through. We got stats for the heart, aids for the ears, and teeth that sleep in stew. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s. Hierdie episode is geborg deur Probitech, 'n produk wat beide ek en Maritza gebruik. Hallo julle en welkom terug by Grys en Gatvol. Lekker om julle weer hier te hê. Ek is Maritza Breitenbach en ek heet julle ook hartlik welkom by Grys en Gatvol. Ek is Melanie Verwoerd, in geval julle vergeet het. Hey Maritza, hoe gaan dit? Melanie, dit gaan baie goed, dankie. Goed, dankie. Daar is natuurlik ietsie wat ek oor Gatvol voel. Wat is dit? Ek gaan soms uit die staanspoor uit die vuis vir jou sê. Ek het nou vorige keer vreeslik mos gekla oor my seer knie. Ja. En vertel van al die sweeties en alles wat ek eet. Ek is net so 'n bietjie gatvol vir die feit dat 'n mens ongelukkig nie net kan eet en drink wat jy wil nie. Ek is so met jou. Ek is so sad daaroor, want weet jy, as wyn en pizza en warm gebakte brood waar die botter so insmelt, En sout en asyn chips. sout en asyn chips, snackies, hande vol neute. Nou kan jy net soos 5 neetjies eet. So wat vir my nou 'n bietjie gatvol maak, waar ek net so klein bietjie spyt is dat 'n mens mooi na jouself nou moet kyk en dan moet jy 'n soort van afstand doen van daai lekkernye konstant. Jy kan nie net gaan nie. Ek wil so graag. Miskien moet ons ook maar net besluit, ons raak nou maar net bietjie vetter. Jy weet, ek is op die hele tyd, dit voel vir my dit so bietjie fun. Jy weet soos hy ouetjie wat sy vinger in die duik ingedruk het in Holland, daai storie van die ouetjie, Ja. net om die water terug te hou. Ek voel dit so bietjie so, jy probeer hierdie stroom terughou. Miskien moet ons maar net so bietjie. Ek het nou eendag gesien Isabella Rossellini, jy weet, die Ja, bekende wat se wag, wie was nou weer haar ma was mos nou? Ag, nou het ek vergeet. Ja. Menopause, oomblik. Soos my vriendin sê, a craft moment, can't remember a thing. Jammer vir die wat nie van vloek hou nie. Sy het gepraat van dat Lancome het haar teruggebring. So sy was in haar jonger lewe, ek kan nou nie presies die ouderdom onthou nie, was sy die gesig van Lancome. Ja. En toe het hulle haar laat gaan, toe sy hier in haar vroeë 40's dink ek was, en gesê, ja nee, dit gaan oor jonger lyk en sy is nou besig om ouer te word, so jammer, sy moet nou maar gaan. Maar toe sy nou in haar laat 60 of ek dink sy is al in die 70's dalk. Toe het hulle haar teruggeroep en gesê nee, nou het dit bietjie verander, want nou is dit cool om bietjie ouer te wees en so aan. En sy vertel dit vreeslik snaaks, ek het die onderhoud met haar gesien. Maar een van die goed wat sy sê is, kyk, ja, mense raak mos nou maar so bietjie voller. En Jy vetter. raak En voller. sy is definitief nie meer daai tipe van daai slimline model nie. Sy is nog steeds stan, hè. Natuurlik. Maar op 'n ander manier. Miskien moet ons maar net so 'n bietjie Nee, ek gee nie om voller en meer en sagter te wees nie. Ek voel net spyt dat ek nie elke dag my kan dood eet aan duisende lekker goedjies nie. My eetlus is baie keer meer as my wens vir gesond wees. myne ook. Maar dink jy nie, ek voel ook die laaste tyd dat my eetlus is meer, ek dink sulke hormonale ding. Ek wil die hele tyd eet. En dis nie eers winter nie. Maar ek dink daar is iets daarvan dat ja, presies. Maar ek dink daar is iets dat daai hormoon, chemikalie wat jou, ek weet nie meer die Afrikaans, wat jou laat voel dat jy vol is, so die saturation ding, dit verminder, soos jy ouer word. Ja, met maar jou as jy meer hormonale. vesel eet, Dan dan raak help dit weer dit. beter. Maar 'n interessante ding is dat ek nou reg met 'n girl gesels wat se babatjie nou letterlik 2 jaar oud is. En raai wat is haar lewensverwagting? Daai kindertjies wat nou gebore word, daai dogtertjie se lewensverwagting is 115 jaar. Amazing. Nee. Né?
Ja. Maar sien Ek wil nog nie so oud Ek weet nie, word ek sê nog die hele tyd vir my maar kinders, as my kinders my kwaad maak, dan sê ek wil eendag ek gaan oor 100 word en ek gaan aan die hoek sit en dan gaan ek grumpy wees. Ja, om vir julle moeilikheid gee so aan. gaan ons hierdie pot gooi aan tot 100. Ons gaan soos 2 ou spinnekoppies hier, ons sit so maar en bewerig, dan stoot die kinders, klein kinders vir ons in met die rolstoeltjies. Dan sit ek hier met my wyntjie en miskien so 'n geretjie. Dan gaan ons lekker praat, né? Lekker, dan gee ons nie om oor enige iets nie. Dan praat ons oor. Ja, nee, wat ek voel, maar ek wil gesond wees. Ek gee nie. Dis die ding, Dit dit gaan is die meer ding. daaroor gesond en dis presies jou punt Exactly. oor die gesondheid en so aan. Julle ons gaan net hierna weer terug wees en onthou ons e-posadres is info@grysengatvol.co.za en volg ons sommer op Instagram en op Facebook ook. Grys en Gatvol, dis alwaarvoor julle moet soek. Welkom terug. Ek en Maritza het al albei boeke geskryf. En ons weet hoe baie trane en sweet en bloed gaan daarin om 'n boek uit te kry. Maar as jy nou op Goodreads kom en jy sien dat iemand het al 45 boeke op Goodreads gekry en elke prys onder die son gewen wat daar is, dan is dit bietjie intimiderend, né? Nee? So dis vir ons verskriklik lekker om vanaand met Marita van der Vyver al die pad van Frankryk af te gesels. Jy is baie welkom, Marita. Baie dankie aan julle twee en ek is nie heeltemal seker oor daai 45 boeke nie, maar ek sal as hulle so sê op Goodreads wees ek om te stry. Presies. Ja, wat so wonderlik is, Marita, ook, is dat jou boeke so lekker wyd gesaai is, né? Dit is my so lekker, ek vat my klein goed na die biblioteekie toe, daar's 'n lieflike biblioteek in Idasvallei, ek bly so, dis my valley daai. En as ons biblioteek toe gaan, dan kry ons jou boeke, so jy het kinderboeke, jy het kookboeke, jou laaste boek is amper 'n reisverhaal, plus 'n vreeslike intieme, emosionele journey ook, so ja, dis vir my baie lekker as enige iemand so wyd gesaai is, so yes, dis absoluut wonderlik om met jou te gesels, so welkom by Grys en Gatvol. Dankie, dis lekker om 'n grys en gatvol te wees. Ons kan sommer begin met, ons vra altyd vir al ons gaste, wat maak jou gatvol in die lewe? Niks, weet jy, ek het gewonder hoeveel vir my daai vraag gaan vra en toe dog ek ken nie die Afrikaans vir die woord wat ek die heel eerste ding waaraan ek aan dink is entitlement. Mense wat ek dink Afrikaans in aanspraakmakers, dis 'n woord ek nou uitgedink het. Mense wat dink as almal in 'n ry staan kan hulle voor gaan indruk, want die gewone reëls geld nie vir hulle nie. Of as jy in 'n verkeersknoop sit, wat met almal gebeur, en dan is altyd daai een kar wat hier verby jaag aan die kant, want somehow dink die reëls geld nie vir hom of hom. Dis dikwels 'n hom, nie altyd. Okay, ek kry ook natuurlik in die supermark kry die Karens, jammer en al die Karens daar buite, maar dan van entitlement, wat dit maak my die duiwel in. Ek kan eintlik 'n leliker woord gebruik, maar is nog nie vroeg in die uitsaai. So Rem jouself, los daai lekker stoute woorde vir reg aan die einde. So, Marita, jy is gebore hier in die Kaap, nee, in Bellville en so oor die land oral groot geword, in Menlo Park, ja, in Nelspruit, en toe het jy op Stellenbosch kom studeer, en toe het jy nogal Frans, wat handig sou kom later, en Afrikaans, en natuurlik ook 'n M in journalistiek gekry. Maar ek dink die eerste keer wat jy soort van op ons almal se radar skerm was, is toe Griet skryf 'n sprokie uitgekom het. En o genade, dit was in 1992, nee, daaromtrent, ja, nog voor voor die demokrasie was. En ek onthou net die dramas op Stellenbosch, hoe het almal gepraat en hoe geskok. Hoekom dink jy was mense so geskok oor Griet? As jy vandag daaraan terugdink, dan voel dit eintlik belaglik, want gelukkig het Afrikaans so gegroei en so baie het gebeur in Afrikaans. Dis kan jy enigiets sê in Afrikaans, maar dit is in daai tyd was Afrikaans nog baie benoud geweest. En jy het daar was skrywers geweest. Ek sê altyd ek is nie die eerste mens wat oor seks geskryf het in Afrikaans nie, of selfs die eerste vrou nie, maar ek was dalk die eerste vrou wat daaroor gelag het, wat gespot het daarmee. En met man se geslagsdele 'n bietjie die spot gedryf het en so. En ek dink dit was iets waarvoor mense miskien reg was. Ek dink ook die tyd, soos jy sê 92 is 'n baie belangrike tyd. En in die wêreld, dis daai
oomblik gewees wat alles verander het. Nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd met die val van die ystergordyn en dit was dan so, ek dink dikwels aan as soos 'n Camelot oomblik, toe alles moontlik was. Weet daarna het dit op baie plekke afdraand gegaan weer, maar daar was daai wonderlike energie van, en skielik was dit in Afrikaans moontlik ook, en in Suid-Afrika moontlik om 'n boek te skryf wat nie noodwendig 'n politieke boek was nie. Van tevore, as jy ernstig opgeneem was in die jare 90, 80, as skrywer, was jy amper, jy moes eintlik in die politiek gaan. Maar toe kan jy begin spot. Jy kan, en ja, al daai dinge was net gelukkige sameloop van omstandighede. Ja, as ek nou dink aan Griet skryf 'n sprokie, en soos wat jy sê, jy was nie die eerste nie, maar ek dink waar die verskil was, is dat, kyk, soos kyk na die 60ers, daai ouens wat André P. Brink, 'n Droewit Seisoen, al daai was boeke wat verban was, maar dit was baie meer bekend onder die literêre wêreld. Ek dink jou boek was so bietjie meer toeganklik vir die algemene platform, en dit is waarom dit so lekker wiele gekry het. Die boek self was baie speels en sensueel ontwakend, en dit was bietjie onseker, maar het was altyd vol energie. Dit was 'n lieflike journey om blootgestel te word aan Marita van der Vyver. Ja, ek dink, dit was vir my 'n lieflike feministiese boek gewees. Jy weet, want dit was ook 'n vrou wat haar eie seksualiteit en liggaam en so aan geclaim het, nee. Dit was, ek onthou net op Stellenbosch al die oog en hare, ek het toe teologie gestudeer, so dis miskien hoekom ek al die ontsteltenis gehoor het, jy weet. Maar, okay, toe in 1999 trek jy met jou Fransman alleen, reg? Alleen, is dit hoe jy dit sê? Alleen. Allah, soos wat dit sê. Lekker. En toe trek jy Frankryk toe. En ons was almal, dink ek, so bietjie jaloers. Ons het almal so bietjie gedink, so eksoties, daar gaan sy nou en sy gaan leef daar in die wonderlike platland in Frankryk, en sy het hierdie Fransman wat ons net almal gedink het was tog so eksoties, wat tog te lieflik was. Maar toe fast forward so 2 dekades later, toe val dinge uitmekaar uit, nê? En dis nou waaroor jy so lieflik geskryf het oor in hierdie boek, jou nuutste boek. Vertel 'n bietjie vir ons wat het gebeur, want hoekom ek veral daarin geïnteresseerd is nie net omdat dit 'n lieflike boek is nie, maar ook omdat dit in 'n tyd was waar, dis in 'n tyd van jou lewe waar mens eintlik begin dink oor sekuriteit, 'n bietjie rustig alles vat, begin aftree, seker wees van alles, jy weet, in jou pensioenfondsie en so aan. Toe val alles uitmekaar uit. Ja, wel, die backstory is natuurlik, dis nie asof alles skielik net uitmekaar uitgeval het nie. Jy weet, ek het 20 jaar en langer gelewe in Frankryk, en is nooit 'n sprokie nie. Mense wil glo in sprokies. En hoe meer ek het rubrieke geskryf, ek het selfs boeke geskryf oor my lewe in Frankryk, my sogenaamde glamorous lewe in Frankryk, waar ek altyd gewys het na al die dinge wat verkeerd gaan en so aan. Maar dit was 'n geval van the lady does protest too much, soos Shakespeare gesê het. Ek amper die idee gekry, hoe meer ek sê, maar kyk, ek lewe nie 'n bloody sprokie nie, hoe meer wou die mense glo in hierdie Griet skryf 'n sprokie, en nou lewe Grietse skrywer hierdie sprokie. So deur die jare, om 'n gesin bymekaar te kry met myne, joune en ons sin wat ons kinders is, nie net, dis al klaar moeilik vir enige koppel, en dan as jy boonop met kulturele verskille kom, agtergrondverskillende lande, die kinders op verskillende tale praat, dit was bloody moeilik geweest. So daar was 'n klomp dinge wat lank aangegaan het, en maar as gesin het ons daardeur gekom, en jy weet, is ook daai ding van, 'n mens skryf nie eintlik daaroor nie. Jy kan bietjie spot, maar daar was dinge gewees wat ek gevoel het ook, my man het verlang, my Fransman, Alain, het 'n alkoholprobleem gehad. Wel, okay, hy noem homself, hy's 'n sober alkoholist, né? 'n Mens is altyd 'n alkoholist, maar jy kan ophou drink. En dit was iets wat ek altyd gevoel het, ek het dit nie weggesteek nie, ons vriende weet daarvan en so, maar dis iets ek gevoel het, ek wil nie in 'n boek sit nie, want dit is sy storie om te vertel, nie my storie nie. Jy weet, jy wil nie iemand anders se storie vertel nie. Toe ek hierdie boek skryf, toe kom COVID en ons inkomste verdwyn min of meer geheel en al, en hy kry 'n baie erge depressie. Depressie gaan dit wel saam met verslawing, maar dit was die eerste keer dat hy's nie 'n mens wat ons gedink het wat depressie sal kry nie, en
baie erg. So hy was voor COVID het dit gebeur. Was hy vir 'n jaar met siekverlof gewees. En toe kom COVID en die mediese dienste verdwyn en jy kan nie meer psigiater sien nie en jy kan nie jy kan nie AA toe gaan nie en alles is net, jy weet regtig waar die bootjie het baie vinnig begin sink toe. En ons moes ons huis verkoop want ons het besef ons het in elk geval gedink om in een of ander kleiner as die kinders uit die huis het gaan en ons laatlam het toe net uit die huis het gegaan met die begin van COVID en om 'n kleiner plek te kry. Maar ons moet toe baie vinnig die huis verkoop wat ook toe die eerste dag verkoop. Ons gedink is al so 3 maande tyd kry en lang storie kort, hier sit ons en wat nou? En ons besluit toe, ons doen hierdie mal ding, ons saal hierdie malperd op en kom, terwyl ons nou nie 'n huis het teen al die onkostes wat saamgaan met 'n huis, kom ons reis net. Maak nie saak waar jy nie, kom ons kyk of ons verhouding het oorleef, want ons in elk geval op so 'n nare plek in die verhouding, ons uit mekaar uitval is okay, maar miskien oorleef ons dit. En dit is maar die agtergrond daarvan. Hoorie so, ja, ek kan nogal dink, kyk, dit is baie kreatiewe ding om te doen. En dit is baie braaf ding om te dink, en sê, goed, kom ons gaan onsself nou beperk tot hierdie spasie, en as ek en jy, my lief, hele tyd in mekaar se geselskap, ek kry amper 'n angsaanval net as ek daaraan dink. Ek is seker dit was, ja, dit is regtig challenging, né? En 'n mens is ek seker, maar ek gaan vir jou vra, wat is jou ervaring, maar ek kan dink dat 'n mens daartoe gedwing word om jou man moontlik te sien as mens en as kwesbare wese, as jy so 'n intieme journey wil hê met 'n ander persoon. Vertel 'n bietjie van daai. Dis 'n wonderwerk dink ek daarna, want toe ons begin het, soos ek sê, ons het nie regtig 'n keuse gehad nie. Ons kon nie bly waar ons is nie en dit is 'n bietjie soos ek het dit al vergelyk met as jy valskerm spring, nie dat ek al valskerm gespring het nie, maar ek kan my indink en jy's bang, jy staan daar, jy wil dit doen, maar jy's bang en dat jy iemand nodig om jou van agteraf te stamp dat jy geval in die valskerm opgaan. Dit is bietjie so. Daai gevoel het ek gekry dat ons is gedwing deur omstandighede om iets te doen waaroor ons miskien al gedroom het van tevore, maar in die eerste plek sou ons dit nie kon bekostig as ons nog steeds die huis en al daai onkomste gehad het nie, en ons sou dalk te bang gewees het. Ons raak ons bang so ouer jy word. So, toe het ons dit gedoen. Ek het geweet, ons het 'n goeie verhouding. Ons het al saam gereis vir kindertjies, maar 'n lang reis is 'n toets vir enige verhouding. Jy kan met jou beste vriendin gaan reis en julle kan beklei. So ek was glad nie seker gewees nie. Ek was baie bang en soos ek sê, dis maar geval van dis iets wat daar was nie 'n keuse nie. Ja, ons moes kyk of dit werk. En toe ek die draft van die boek geskryf het en 2 buitelesers bietjie nou nog gekyk en so, en een van die dinge wat hulle gesê het, was daai presies vraag, maar het julle nooit beklei nie, Marita, wees nou eerlik, skryf die leser of is daai wat jy nou vra. Ja. En dit is die wonderwerk, daar was nooit 'n gevoel, ons het baie gespot daaroor, veral in die begin, want ons gaan waarskynlik mekaar vermoor langs die pad, wie gaan vir wie vermoor? Ja. So waarskynlik ek moet hom vermoor, want hy het meer verdraagsaam as ek. Maar ons het letterlik, dit was miskien omdat ons elke dag op 'n ander plek was, miskien was daar so baie dinge van buite af kom, dat hoewel ons in 'n beperkte ruimte was, dikwels in 'n kampeerkar of in 'n gehuurde motor, en dikwels in motors, dit was vasgevang, het jy die gedurende verandering om jou miskien gehelp, en ons het agtergekom dat ons 'n goeie span is. Dis fantasties, en ek dink, jy praat die ons. Dis die nou is jy in een situasie, nou praat jy die ons taal. Want as daar baie spasie is, kan jy jou ding doen, ek doen my ding, maar nou is julle in een vehikel. So ek kan dink, nou begin jy die ons, wat gaan ons, wat kies ons? So dit is wonderlik om te hoor, ek is baie bly julle is skotvry daar uitgekom. Maar weet jy, Marita, deel van daai wat jy nog op van ons, ek wonder soms of deel van hoekom dit goed gegaan het met ons en hoekom ons dit kon doen, was juist omdat ons voor dit baie onafhanklik was
Ek het baie, ek het my eie ding gedoen. Ek het baie, terwyl die kinders in die huis was, moes ek soms dikwels die kinders by hulle inlos en ek moes gaan op boektoere doen. So ek moes baie Suid-Afrika toe gaan op my eie, dan moes hy, so, daar was baie lang tye gewees, waarvan, in elk geval van skeiding en so aan, waar ek my ding doen en hy doen sy ding. So, daar was nie, ek dink, as jy dan so saam is, dan is daar nie die gevoel van, my aarde, hy staan in my skaduwee, of, Dis reg. ek het my onafhanklikheid. Daar's niks gewees waarvoor ek bang was, dat my onafhanklikheid gaan verdwyn, ek gaan nou skielik hierdie vroutjie word, of so nie. God forbid. So miskien is dit tog 'n teruglesie, as ek nou terugkyk na die lesse, dat jy wel dit kan doen as jy onafhanklik was voor die tyd, en nie die heeltyd so afhanklik is van mekaar nie. Kyk hierso, ek dink julle is almal godinne, want ek onthou net voor ek geskei is, het ek nog so 'n laaste vakansie gehad met my kinders en my nou ex-man. En ek het gesê, daar was soveel dramas dat ek op 'n stadium gesê het, ek gaan nooit weer saam met enige van julle vakansie hou nie. Ek gaan op my eie gaan in die toekoms. So ek dink julle is ongelooflik. Maar ek meen Marita, julle het elke dag basies op 'n ander plek geslaap. Ek het nie altyd geweet waar julle gaan slaap nie. Het jy nooit gevoel op 'n stadium, like, ek is nou te oud vir hierdie nonsens nie? Nee, die ding is, dit is ook 'n ander snaakse ding van, ek het jonger begin voel, terwyl ek gereis het. Ek het aan die begin, was ek baie, die eerste maand of 2, was ek baie banger geweest. Kyk, dit was 15 maande geweest op die ouend, dis meer as 'n jaar. Ek sou sê, na 10 maande, was al baie minder vrees, as wat daar reg aan die begin was. Want miskien omdat jy dan al so ver gestap het, en jy kan terugkyk en jy besef, okay, maar ons kan dit doen, dit is okay, ons kan dit doen. En die uitdaging, en die opwinding, en so aan, bring tog 'n huppel in jou stap, soos hulle sê. Daarmee wil ek nie sê dat jy nie, mens raak nooit ontslaaf van die vrees nie, dit bly altyd daar, want dit is deel van ouer word, en dis hoekom die boek se titel is My jaar van vrees en vryheid, want ek dink dit gaan saam. Ek het net geleer dat jy vat jou vrees saam met jou, dit is daar in jou rugsakkie en in jou tas, maar jy kan deur die vrees, saam met die vrees, lewe en 'n mate van vryheid kry. Sê gou meer oor die vrees. Wat het, ek lees jou boek en ek lees oor julle wat nie geld skielik het nie, en al my bag lady fears kom, wat ek dink so baie vrouens mee sit, is skielik daar. En ek dink, hoe het sy dit oorleef? Jy weet ook, ek het ook gewonder, terwyl ek dit gelees het, of jy 'n gevoel van shame gevoel het, jy weet, want jy is darm na alles Marita van 'n vyver, jy weet, soort van, en ek het mos nou ook al 'n redelike openbare lewe, so alles word mos soort van op 'n megafoon dan, as iets met jou fout gaan, jy weet, maar praat vir my, was dit die grootste vrees, of as jy praat van vrees, wat is dit waarvan jy praat, wat jy sê raak erger as mens ouer is, jou fisiese sterkte, integriteit, wat? Ja, vir my was dit glad nie, kyk, ek sien myself nie regtig as 'n openbare figuur nie, miskien is ek gelukkig in daai sin, omdat ek so ver van my geboorteland af lewe, so, dis nie asof ek 'n televisiepersoonlikheid is, of 'n rolpretster of so, wat in die koerant geskryf word, of miskien, jy weet, in geval van politici self, waar in die koerant geskryf word, as jy deur 'n egskeiding gaan, en dinge wat gebeur in jou lewe nie, so, in daai opsig was dit nie vir my 'n vrees nie, dit was letterlik daai ding van, as jy ouer word, dan is ons almal geneig om, ek vergelyk in die boek, die 2 vorige gap years, brugjare wat ek gehad het, wat ek soveel meer eenvoudig, jy pak 'n tas, my eerste een op 21, ek dink nie eers aan iets soos mediese versekering nie, die moontlikheid dat ek iets kan oorkom, terwyl ek duisende myle ver is van enigiemand wat ek ken, kom nie eers in my kop op nie, want dit is daai gevoel van, fools rush in, where angels fear to tread. En dan soos jy ouer word, dan kan jy nie meer dit doen nie, want jy sien hoe mense om jou siek word, en jy kom op die ouderdom, soos my vriendin al sê, waar in ons bosse bome word nou gekap, en hier doen jy nou so, jy kan iets oorkom, enige dag, en jy kan seer kry, en jou voet kan soek, my voet het gesoek, geskryf, maar ons het dit ook oorleef, daar's allerlei siektes en dinge, en jy reis met jou brille en jou pille, en jou mediese voorskrifte,
En jy is ook bekommerd dat jou kinders iets kan oorkom, dat jy weet, die res van jou vriende, en hier gaan jy, en jy is so ver weg, en jy gaan dalk, so gelukkig die een ding wat ons nou het, wat ek nie gehad het, my eerste reis op 20 nie, is natuurlik internet, en WhatsApp, en dat jy wel op 'n manier kan, oral in die wêreld, wel kontak hou met jou geliefdes. Maar dit is daai vrees, dis daai vrees van, wat jy net die hele tyd dink, aan wat alles kan verkeerd gaan. Want jy is nie, jy het nie die verskoning van jeugdige onnoselheid nie. As jy nou 60 'n ding doen wat dalk stupid kan wees, om sonder 'n adres te reis vir 15 maande lank, dan kan jy nie jeugdige onskuld en onnoselheid en naïwiteit as verskoning gebruik nie. So, jy is bewus daarvan dat wat jy doen is 'n waagstuk. Ja, anders sal mense net dink jy's bloot kens. Nee. So die ding is van die hoe ouer 'n mens word, is my ervaring dat mense se wêrelde kleiner en kleiner en kleiner word, né? Jy wil later, as jy half onseker of jy kan nou so ver nog vlieg en dit, jou wêreldjie word kleiner. En wat julle tweeetjies nou gedoen het, was om nou net so 'n bietjie daai oop te skop en te sê, luister hierso, ons gaan nou die pad vat. So as ek nou terugkyk na jou reis as skrywer, sal ek nou sê, Griet, ek praat nou van jou as vrou, die vrou wat ek lees in jou werk. Griet voel vir my, is vinnig, is bietjie rebels, gaan oor selfontdekking. Dan as ons kyk na, sê maar 10, 15 jaar later, toe in die lang brief aan my dogter, is dit vir my so mooi boek oor selfinterpretasie, van trauma, wie is jy, die ervaring is baie persoonlike uitwys van, this is who I am. En dan hierdie boek van jou, waar jy nou sê, ons reis met ons pille en ons brille, wat vir my so beautiful is, dit voel vir my heeltemal of soos 'n transcendentale experience. So boonbehalwe nou, enige iets, pille, pyne, geld, enige iets, is dit asof jy oorsit met jou essensie, and you know you fine. En so daar is 'n mate van transcendensasie wat vir my so mooi daar uitkom, wat vir my as mens baie motiverend is, wat vir my klink, jesse ouens, ons het nog baie om te lewe, hoor, ons kan nog baie doen. Ek is bly jy sê so, want jy weet, ek het nie ek is nie 'n selfhelpskrywer nie, so ek het nie 'n boek geskryf noodwendig om vir ander mense te help of so nie. Dis maar alles wat met my gebeur, skryf ek maar op 'n of ander manier oor, maar dit is tog lekker om te hoor, en dit is verbasend baie mense laat weet my dat hulle dit tog inspirerend vind, want ek dink soos jy sê, dis daai ding van ons wêreldjies raak kleiner, en in 'n sekere sin is dit goed om af te skaal en met minder tevrede te wees, want dit is deel van wat ons reis behels het, was om uit een tas te lewe, en ag, ek is so lief, ek het so baie skoene, dat ek hele jaar lank tot 3 paar skoene klaarkom, en dit is ook 'n bevryding, dit is deel van daai vryheid, die bevryding van, jy kan eintlik met baie minder besittings klaarkom. So as daar een so van lessie is, wat ek nou, wanneer ek ook al praat, en mense sê vir my, maar wat het jy geleer, en ek het so baie eintlik geleer, maar daai een ding wat ek oor en oor sê, is vir mense, op enige ouderdom, en hoe ouer jy word, hoe belangriker, dat wat oorbly van my lewe, en my tyd, en my energie, wil ek bestee nie op besittings nie, maar op ervarings, have experiences. Jy weet, want dan kan jy, en dit beteken nie, ek wil nie vir almal sê, spring in 'n campervan en gaan reis om die wêreld nie, want nie almal kan of wil dit doen nie, maar met ervarings bedoel ek letterlik soos, gaan luister na 'n konsert, gaan besoek 'n kunsmuseum, gaan sit in 'n park en luister na die voëls. Daar's net soveel dinge, of 'n lekker maaltyd in 'n lekker restaurant, daar's net soveel dinge wat jy kan doen, wat vir my 'n ervaring is, wat ek onthou. Dis nie so ek kan vashou nie, maar ek onthou dit, en dit voel vir my, hoe ouer ek word, dit beteken vir my al hoe meer. Ja, wat ek ervaar wanneer ek reis, soos byvoorbeeld as ek in Parys is, of in waar ook al in die wêreld is, voel dit vir my, omdat ek 'n bietjie anoniem is, of baie meer anoniem is as wat ek is op my eie dorp,
as ek in 'n ander land is, dan is dit vir my baie maklik om op 'n straathoek te gaan sit, my knieë te sit en vir my 'n lekker ietsie te kry om te eet, 'n koeldrank te drink, 'n sigaret te rook en my kaarte te kyk. Maar as ek nou in Stellenbosch op die sypaadjie sou gaan sit en vir my by skoon 'n beautiful broodjie kry, gaan almal sê, "Wat gaan aan met hierdie vrou? Hoe sit sy daar op die straat? Foei tog het iemand haar gestamp?" En so my ervaring is as ek reis, voel ek 'n baie groter mate van vryheid om myself te wees. As ek 'n opera gaan kyk, dan huil ek soos 'n boeremeisie. Ek was in Vienna, dan het ek gesnot en trane en soos 'n boeremeisie, want dit was so oorweldigend. Maar nou wil ek vir jou vra, my punt is eintlik, die ouer word proses in Europa voel vir my from where I'm standing, of ons nog aan hierdie kant bietjie vasgevang is aan die boutaks en die lippe en die mooi en die jonk en die titiekies en al daai, terwyl my ervaring in Europa is dat vroue eintlik ons al bietjie voor is en die man se ervaring van vrou ook. Dis asof daar 'n bietjie 'n versagtende oog is oor ouer word en 'n groter embrace en 'n meer authentic en 'n natuurlike. Vind jy ook dat daar 'n bietjie van 'n verskil is? Ek het dit al die jare gevind, beslis. Ek sou jou 'n voorbeeld gee, 'n hele klomp jare gelede het 'n ouer vriendin kom kuier. Sy was toe al so net hier by 5, sy was so by 50 rond gewees. En sy kom nou, sy die eerste keer gestap het daar so, kom sy terug by die huis en sy sê, "Wat's verkeerd met die Franse mans?" En ek sê, "Wat bedoel jy?" Sy sê, "Maar hulle kyk vir my." Hoe lekker! En sy ek kan nie onthou wanneer laas mans in Suid-Afrika al gekyk het op straat nie. Nie op 'n lelike manier nie op 'n wolfluit ouens wat daar sit nie, maar net kyk hoe jy aangetrek is, of jou hare nice is vir hulle, of jy nice skoene dra, of 'n mooi handsak het, of wat ook al, daar's 'n waarderende kyk. En toe sê dit vir my sê, want toe sê ek al so 'n paar jaar daar, en ek het nie eintlik daaraan, of miskien het ek gewoond geraak daaraan, whatever. En dis waar, toe het ek besef, dit is waar, daar is Europese mans, en dis waardeer, want hulle kyk miskien meer na die volle vrou, dit is, so jy kan ouer wees, maar jy kan nog steeds elegant wees, of 'n nice bril op het, of 'n nice kleur lipstifie dra, of wat ook al. Maar, nou moet ek dadelik maar sê, want ek is bang dis besig om te verander. Want wat in Amerika gebeur, waai altyd oor. Oh, ja. En jy weet mos al van ek praat van die Mar-a-Lago look. Die vroue met die gepofte lippe en daai soort van, dit voel vir my asof ons bietjie agteruit gaan nou, want dit is soort van, selfs hier in Europa rond begin jy al hoe meer sulke vroue sien, wat heeltemal onnatuurlik lyk. En almal raak weer verskriklik maar, want daar's nou Ozempic en goeders. So jy weet, so ek is 'n bietjie bekommer daaroor dat ons het veld gewen, dit voel so, maar net soos wat ek voel as feminist het ons, voel dit vir my in sekere dele van Amerika gaan dit nou slegter met jong meisies wat ons met hulle oumas gegaan het. So ons is op so 'n plek waar ek wil sê, ons het baie veld gewen en daar's baie dinge wat fantasties is en ek is baie bly oor baie dinge in Europa. Maar mense is onseker. Jy weet, ons het pas 'n verkiesing gehad gister hier die verregse mense het baie veld gewen, ver links ook so. Maar dit voel mense kan nie seker wees van waar jy staan nie. Hoe voel jy oor oud word? Self, hoe voel jy daaroor? Ek meen, sukkel jy daarmee? Jy weet, dis waar ons so baie praat oor die pot gooi. Jy weet, soort van hoe ons onsself nou sien as 'n ouer vrou. Ek dink enigiemand wat sê, ek sien uit na oud word, lieg. Want dit gaan nie net oor die fisieke nie. Die fisieke kan jy geleidelik al gewoond raak. Ek meen, ek het lankal vrede gemaak met plooie en so. Ek gril nog elke nou en dan praat ek baie hard myself as ek sê maar yoga doen en dan sien ek hierdie gerimpelde arms. Kan jy kulu daai. Ja, die chicken wings, reg? Chicken wings. En dit so gerimpel, my bobene is so gerimp. My kinders lyk so. En dan praat ek hard met myself.
Want as ek na vroue kyk, wat ouer as ek is en ek sien hulle as hulle swem, dan is hulle lywe vir my mooi. Dan ek hou van alles wat ek sien. Ek hou van die plooie. So ek dink mense is miskien 'n bietjie geneig om dis omdat ons hart is op onsself. Ons onthou onsself soos ons was toe ons jonger was. En so ek sê vir die jonger mense, waardeer jouself want jy gaan nooit weer so lyk nie. So ek probeer baie hard vrede maak daarmee. In elk geval dink ek wat makliker raak as jy ouer is daai ding van want jy besef net al hoe meer dat dit gaan nie net oor die uiterlike nie. Dis so 'n kliseë, né, maar ek meen dit is so waar. Daar is soveel meer as die uiterlike op die ou end en wat hier in jou kop gebeur en hierso raak net soveel meer belangrik. Ja. Ek wil met jou praat oor vryheid. Dit was vir my die hoogtepunt van jou boek, daai laaste hoofstuk. Ag, mense, julle moet dit tog gaan lees. Dis was Elizabeth Gilbert wat sê ons het almal 'n woord. In Eat, Pray, Love praat sy oor ons het almal 'n woord. My woord is definitief vryheid. Ek het dit nog altyd geweet. So ek was so opgewonde toe jy begin praat oor vryheid en toe noem jy vir Johan Degenaar by wie ek klas gehad het op Stellenbosch. Sy was mos die professor in filosofie daar. Ja. En jy praat iets van ek moet dit nou reg sê want jy kan woorde so mooi gebruik. Jy sê dis 'n houding. Vryheid is die houding wat die alledaagsheid oorwin. Ek sê dit al vir Degenaar. En ek het so baie daaroor gedink daarna, want jy weet die meeste van ons, meeste mense, normale mense, wat nie kan in 'n campervan spring vir 15 maande nie. Jou daaglikse lewe, jy raak maar elke dag in dieselfde bed wakker, met dieselfde man, met dieselfde roetine en so aan. Veral nou dat jy weer stil staan, jy weet, hoe hou jy daai gevoel van vryheid, hoe behou jy dit? Daai innerlike vryheid. Ja, want dit is nou al, ons is nou al baie langer nie meer reisend nie as wat ons reisend was. So ek het oor genoeg tyd gehad om nou weer gewoon te raak in dieselfde bed elke oggend, in dieselfde koffie elke oggend, in dieselfde uitsig om my. En dit is juist hoekom ek daai laaste hoofstuk bygeskryf het, want ek dink dit is 'n mens moet vir mense dit duidelik maak, vir die leser dit duidelik maak, dat dit gaan nie oor om elke dag op 'n ander plek wakker te word. Dis maklik om, soos Maritza gesê het, om, jy voel vry as jy op 'n ander plek is, niemand ken jou nie, jy kan doen wat jy wil. Die alledaagse, ek dink, en ek vir verskillende mense sal dit seker verskillend wees, maar vir my het dit te doen met, wat ek geleer het ook in hierdie reis, is om te besef jy is gelukkig terwyl jy gelukkig is. Want dit klink so obvious, maar dit is verskriklik moeilik. En ek het 'n hele paar keer in die boek het ek ook ander skrywers daaroor aangehaal en so, wat daai ding van, as ons terugkyk, na 'n paar jaar gelede, of dan dink jy, ek was so gelukkig op daai oomblik geweest, maar ek het dit nie besef nie. En in hierdie reis was dit een van die dinge, dink ek, miskien een van die grootste dinge wat ons gebeur, is dat jy daai bluebird of happiness gryp, terwyl dit daar is, dat jy besef, maar dis nou 'n lekker oomblik, en dis gewoonlik net 'n paar oomblikke, want ek glo nie geluk is iets wat vir altyd en altyd daar rondom jou is nie, die lewe is so, maar selfs in die slegste dag, en dit het ek al lankal ook vir my kinders probeer leer, is daar een klein ietsie, wat jou kan bly maak, 'n blom wat lekker ruik, of 'n voël wat buite sing wat jy nog nooit gehoor het nie, of iets. Ja, ek klink soos uit van die selfhelp boekies. Nee, jy klink soos 'n boeddhis. Jy klink soos 'n boeddhis met jou, jy klink soos 'n boeddhis wat praat van mindfulness. Jy weet, dis presies, dit nie presies waarvan hulle almal mindfulness. Ja. Dit gaan maar daaroor. Dit gaan oor weet, probeer en net in daai oomblik dit net waardeer. En ek dink dit gee mense 'n mate van vryheid, wat dit vir my voel nou dat ek terug in 'n alledaagse lewe is. Ek moet vir jou sê, vir my, die laaste paragraaf in jou boek is seker een van die mooiste paragrawe wat ek al ooit gelees het. Ek moet eintlik dat jy dit lees, want ek neem aan, jy ken dit nie uit jou kop uit nie, maar jy sê, om iemand anders lief genoeg te hê, om selfs net vir 'n oomblik jouself te kan vergeet, is om vry te wees. Dalk is dit al wat ware vryheid beteken, die vermoë om lief te hê. Sjoe, dis mooi. Ja. Dankie. Is dit waar jy geëindig het, na dit alles?
Ja, en ek besef dat ek is en ek besef dis 'n geluk of 'n bevoorregting of wat jy dit ook al kan noem, dat ek wel 'n lewensmaat gevind het, met wie ek deur so 'n klomp goeders kon gegaan het en ons kom okay aan die ander kant uit. Maar ek wil bysê ook vir ons alleenlopers, né? As jy Baie praat van belangrik. die liefde. Weet jy, vryheid en skoonheid ervaar ek baie intens in my wêreld. Want dit is in ruimtes vasgeval, in die skoonheid van die natuur om my, in verhoudings tussen mense, as jy net sien iemand ontvang iemand by 'n lughawe en jy sien dit word vasgevang in sulke oomblikke. So die liefde is nie noodwendig gekoppel aan 'n persoon of aan jou spesiale kinders of kleinkinders nie. Dis in die alledaagse. Dit is iemand wat as jy jou goedjies betaal vir jou sê, "Mama, you smell nice." Of enigiets soos daai skoonheid en die liefde, dit is waar die vryheid is, waar jy voel amper jy transcend. Jy is sommer daar forever and a day. Ja. Absoluut. Dit is hoekom ek nie sê die vryheid is om iemand spesifiek lief te hê nie. Dis die liefde. Om lief te hê, die vermoë om lief te hê. Dit is so mooi. Weet julle, ons kan seker vir omtrent nog 'n uur lank saam gesels, maar ek dink ons gaan eers hierso stop. Marita, baie dankie vir die tyd en dat jy al die pad van Frankryk af met ons gesels het. Dit is baie wonderlik om met jou te gesels. Baie dankie vir julle en ek sien nou Melanie, ek het jou sien met die rooi murie agter, gaan saam met jou rooi lipstiek en jou rooi rok en ek en Maritza, dit lyk my so swer ons het dit uitgedink voor die tyd, né? Ja, en is ons heeltemal boekends. Ons is soos die boekends en sy is die bekroonde boek in die middel. Hier gaat hy. Ek is onseker of dit 'n goeie plan is, ek glo nie. Nee, julle ouens, ek het getraai vir ons, hoor. Nee, it is not. Julle onthou daai wynbesigheid het nie gewerk nie. So wat ek nou gedoen het, hier is my sakkie Probitech, die enetjie met die vesel wat regtig amazing is. So ek het hom nou hierso in 'n lekker iced tea drankie nou gegooi. En ek het nou al 'n paar slukke gevat, dis vrek lekker. Dit maak geen verskil in die smaak nie. So daar sê jy kan jou Probitech fiber inkry met hierdie lieflike yskoue, koel verfrissende drankie. Dankie Probitech. Julle is fantasties. Gepraat van eet, julle. Ons is nou by daai lieflike afdeling in ons program van Gatvol vir kook wat geborg is deur Frozen for You. Marita, wat het jy hierdie week geëet? Melanie, so kaartspeel hier by ons. Dis lekker, nee. Hierdie ene is Korean pulled beef. En dit was fantasties. Ek het ook gekyk, hy het baie hoog in proteïen wat baie goed is vir ons en hy het so lekker vesel ook in want hier is fantastiese amper sê ek bones. It's bones en worteltjies. So dit was vir my ontsettend lekker en die bakkie kom met sy eie rys. So jy hoef niks by te maak nie. So wat ek met hierdie gemaak het is ek het dit net warm gemaak in die mikrogolfoond. So lekker. Né? Dit was so tjoef-tjoef soos 2 minute in die mikrogolfoond en die bakkie gevat en dit geëet. Dit was net so lekker. Dit is sommer so 'n ietsie van alles. 'n regtig gesonde fillertjie, hoor.
For sure, dit was fantasties. En ek het hierdie week mac and cheese, macaroni en kaas Oh. geëet. Ja, so macaroni en kaas kan ons maar so 'n bietjie vervelig wees. Jy weet, so van as jy hom nie reg maak nie, maar hierdie een was nou glad nie vervelig nie. Hierdie een was verskriklik lekker ryk met so 'n lekker broodjie krummel bo-op. Vreeslik lekker. Hy so lyk die mac and cheese julle. Ek gaan nou ook op sy voorste prentjie kyk. Ek hou daarvan om altyd agter te lees ook. Alright, good. Ooh, 33 proteïen. Ja, is al die kaas. Al die kaas in die witsous. Okay, goed, luister hier, so dit lyk fantasties with Baie a crispy breadcrumb topping. Nou. Ooh, lekker. Nee, wat Dis ek het so nou baie verdien. van Frozen for You so goed hou, is dat jy hierdie kos het wat proe asof dit van 'n restaurant afkom, maar jy hoef nie die pryse nommer 1 van restaurante te betaal nie, en nommer 2 kan jy dit lekker gemaklik by die huis doen. So jy kan soos joune nou net in die mikrogolf pop. Hierdie ene kan jy ook in die mikrogolf doen, of in jou airfryer of in jou oond sit. Ja. En dan sit sommer vinnig en daar het jy gooi 'n bietjie van 'n slaaitjie by en so aan. Dan het ons nagereg gehad wat ons ook geëet het hierdie week, en dis 'n tradisionele gebakte kaaskoek met 'n berry coulis. Julle weet, mens kan dit natuurlik ook, jy hoef dit nou nie as nagereg nie, jy kan dit ook as jy 'n vriendin oor het of 'n paar vriendinne oor het vir tee, of as jy sommer net, my ouma het altyd gesê, mens kan nie kaal tee drink nie. Jy drink nie kaal tee nie. Dit is die sonde daai. So jy moet dan 'n koekie of iets soet saam met tee en dan het jy kaal tee. Ja. So mens kan dit natuurlik ook vir tee, en dit 'n lieflike dun soort van krummel laagie onder, en dan hierdie lekker romerige smelt in jou mond, en dan gooi jy natuurlik so 'n bietjie van die soet sousie bo op. Hulle het dit nou vreeslik mooi hier op met hulle arbeie en so aan. Jy moet nou self jou decorations opsit. Jou decorations. Maar, ja. So as jy nou dit vir jou vriendinne aanbied saam met tee, het jy nou nie kaal tee nie, dan gaan hulle vir jou vra of jy uitbak. Dan sê jy nee, ek bak nie uit nie, maar ek bestel in. Frozen for You. Weet jy wat dink ek is ook baie goed van Frozen for You, is dat jy dit ook as geskenke kan gee. O, dit doen ek Ek graag. Ek verjaar een van die dae, so ek sal nou regtig nie omgee as mense vir my, jy weet, sommer 'n klompie Frozen for You. Of net eenetjie, nie klompie, maar nie, jy bederf so vinnig. Nee, net een of twee, twee Jy wil goedjies. 'n paar hê. En nou is ons nou by daai deel van wat my gunsteling in die program is om te praat oor is nooit te laat nie. Die een vrou is Gloria Steinem, wat natuurlik hierdie fenominale feminis in Amerika was, wat in die 60er jare met Ms. Magazine begin het, en regtig die feministiese beweging in Amerika was sy so sentraal daarvoor. En ek moet nou so 'n bietjie name rondgooi hier, so 'n bietjie name dropping doen. Ek het haar een keer ontmoet in New York by 'n partytjie. Ag, en sy was so indrukwekkend, net soos sy is oral. En wat interessant is van Gloria Steinem, en hoekom ek haar nou opbring hierdie tyd, is dat sy het nou onlangs 92 geword. Uitsa. En weet jy, hoe ouer sy word, hoe meer uitgesproke raak sy. Sy raak net, sy's nog steeds oral oor die media, en sy doen goed, en sy, almal luister natuurlik nou na haar nog, en so aan. En die ander ding, hoekom ek haar naam nou opbring, en dis die tweede vrou wat ek vandag wil noem, is sy het onlangs hierdie vrou Giselle Pellico, neem ek aan so mense dit uitspreek, dis die Franse vrou wat al in haar 60's was, toe hulle haar man gearresteer het, omdat hy het foto's geneem onder twee vrouens se rokke in 'n supermark, en toe gaan sê hulle dit vir die polisie, en toe arresteer die polisie hom daarvoor, en toe kyk hulle na wat op sy rekenaar is en so aan, en toe kom dit nou uit dat hy het vir meer as 10 jaar, het hy haar dwelms gegee, en dan het sy aan die slaap geraak, en dan het hy mans oorgenooi om haar te kom verkrag, en dan het hy nou foto's geneem daarvan. En die impak wat dit op haar gehad het aan lewe, sy kon nooit verstaan al die vreemde simptome wat sy het nie, en dit was nou van die dwelms wat hy vir haar gegee het, en dan ook natuurlik fisies ook wat met haar nie gebeur was. Ek het nou hierdie week 'n boek begin lees. Ek het so half gevoel, ek het nie krag vir die boek nie. En terselfdertyd voel ek, Melanie, dit is belangrik om haar, amper soos die Engels as sê, to witness haar ding, om vir haar half ook 'n bydrae te gee. In elk geval besluit ek gaan die boek koop, al is dit net om vir haar 'n bietjie geld te gee, en so aan. Maar weet jy, so formidabele vrou.
En Gloria Steinem het haar nou onlangs het hulle ontmoet. So daar's 'n foto van die twee van hulle wat ek nou onlangs gesien het op sosiale media. En dit het my en Gloria Steinem het ook gepraat oor hoe belangrik dit is wat sy gedoen het. Want wat sy natuurlik van die begin af gesê het, sy kon toe anoniem deur die hofsaak gegaan het. Die Franse hofstelsel beskerm jy hoef nie dit hoef nie en sy hulle kan die media vermet en sy het spesifiek besluit om haar naam, haar gesig ensovoorts bekend te maak want sy het gesê shame must change sides. Sy is nie die een wat shame hoef te voel nie. Hy en al die mans wat betrokke was, as natuurlik klomp mans gearresteer ook toe en skuldig bevind. So haar boek se naam is A Hymn to Life, Shame Must Change Sides. So ek is besig om dit so, ek sal nie aanbeveel dat julle dit in die nag lees nie, dit is 'n bietjie my slaap versteur die laaste tyd, en natuurlik dan vir haar en Gloria Steinem, hulle is my twee heroes, en natuurlik Giselle, is nou al in haar 70's. So maar sy het nou weer 'n nuwe lewe begin, sy het 'n nuwe liefde in haar lewe, kan jy glo, so braaf na alles waardeur sy is, en ek meen, so dis nooit te laat om ook weer te genees. En dit is ietsie wat ons almal altyd kan onthou. Daai vrou was duidelik verwond, en sy is duidelik, was sy verag, en sy was misbruik, maar hoe mooi is dit dat daai vrou, sy die dignity waarmee sy stap en haarself oordra en hoe sy die lewe en dit wat sleg is in die lewe voluit in die oë kyk. En getransformeer. Ek het soveel respek vir daai vrou. Toe dit het ook die wet in Frankryk verander, nê? So dat van tevore in Frankryk tot nou baie onlangs was consent, wat dit ook al in Afrikaans is, om ja te sê, was nie 'n voorwaarde vir seks nie. Toestemming was nie 'n voorwaarde vir seks nie. En dis nou uiteindelik, genadig, hoe oudmodies was hulle, is dit nou in hulle wet ingeskryf na aanleiding van daai hofsaak. So, nooit te oud om te oorleef nie, nooit te oud om 'n tweede lewe te begin nie, en nooit te oud om die wetgewing in die wêreld te verander. Luister, ja, dit is so opbouende storie. So ek het niks verder om te sê nie. Hierdie is so mooi hoe ons lewe en adversaries kan oorkom met dignity, en daai pragtige voorbeeld wat jy nou gesê het van hoe mense saam staan. Je t'aime. Oor en uit van my, Maritza Breitenbach. En ons sien vir julle weer volgende week.